Ons kennis kan hom nie verbaas nie, want hy is alwetend en wys. Hy is nooit verkeerd nie, en daarom sing ons, oh halleluja, God is in beheer, oh halleluja, aan hom al die eer, oh geen duisternis kan omkeer, halleluja, halleluja. Hy is ewig en altyd die God wat regeer. Ons begin, hy is ons begin en einde. Dis daarom en daarom sing ons halleluja, God is in beheer, oh halleluja, aan hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, 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 God is in beheer, halleluja, aan hom al die eer, geen duisternis kan omkeer, halleluja, halleluja. Ek wil die loof, die naam besing. O, ek wil die ode bring. O, luister na my lofsang, waarmee ek U loof. O, luister na my lofsang, U is God, U is koning. Ek wil die loof, die naam besing. O, ek wil die eer en ode bring. O, luister na my lofsang, ja, U is vir U lover. Ja, luister na my lofsang, U is God en koning, U is God, U is koning. Ek wil U loof, U naam besing. Ja, ek wil U eer en ode bring. Halleluja, Here. Ons is almal saam in Jesus naam om U te loof, o Heer. Ons is almal saam in Jesus naam
Heer God, die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Heilig is die Heer. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vir ons om vanoggend saam met U te kan wees, vergader in die naam van Jesus Christus. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat ons kan elke dag op U vertrou en U is altyd daar om vir ons te ondersteun en ons te help, vir ons te voorsien. Vader, baie dankie dat ons kan weet dat maak nie saak wat in hierdie lewe vir ons voorlê nie, U weet wat vir ons in die toekoms is, want U ken al die dae van ons lewe. En die woord sê in U boek is opgeskryf dae wat was nog voordat dit daar is. En omdat U weet wat vir ons voorlê in die lewe, gee dit vir ons rustigheid en kalmte in ons gemoed, dat die skepper van hemel en aarde, die almagtige, die alomteenwoordige alleenwyse, weet wat hy vir ons beplan, weet wat hy in gedagte vir ons het, en weet wat vir ons voorlê, en sal ons lei in die waarheid en lei in die regte rigting deur U kosbare Heilige Gees. Baie dankie Here dat ons ook kan weet, ons is nie alleen in hierdie wêreld nie, ons is nie weesgelaat nie. U het vir ons die Heilige Gees gegee om ons in die waarheid te lei, om ons die waarheid te wys. Wanneer hierdie wêreld en die vyand met sy leuns na ons toe kom, kan ons weet daar's een wat ons die waarheid lei. En in die waarheid lei en in die waarheid leer. Here, dat ons ore fyn en gestel sal wees in hierdie dag en hierdie tye wat ons leef, om aandagtig te luister wat U Gees vir ons leer, en dat ons lewe sal inrig volgens sy leiding en volgens die woord, want dan weet ons dit sal met ons goed gaan in enige uitdaging, en ons gee U al die eer daarvoor. Seën dan nou vandag se gedagte, laat U seën daarop rus, en dat dit vir ons voedsel vir ons gees sal wees, en dat ons daar volgens ons lewe sal inrig in Jesus wonderlike naam bid ons dit. Amen, amen. Wat 'n wonderlike voorreg vir ons om aan die woord van die Here te sit, en ook vandag deur sy Gees geïnspireerd te word en deur die woord, om te weet dat in hierdie tye is ons nie alleen nie, ons het die Heilige Gees wat ons kan lei in die waarheid, die Gees van die waarheid wat in ons is, en ons het ook die woord, en met dit saam weet ons dat in enige tye, maak nie saak wat se tye ons is nie, ons op die regte spoor sal wees, as ons volgens die woord van die Here wandel. Ons het 'n reeks begin, getiteld Redes om God te loof en prys, en ons het so 'n bietjie gedelf in al die redes wat ons kan vind om die Here te loof en prys in uitdagende tye. Want weer eens wil ek dit weer sê, die woord is duidelik en uitdruklik duidelik, dat in moeilike tye moet ons nie bedroef wees nie. Israel was in groot uitdagings gewees toe hulle uit ballingskap uitgekom het. Hulle moes die stad herstel, die muur herbou wat hulle beveilig het, en met dit alles het hulle vyande gehad wat hulle konstant gekonfronteer het en probeer manipuleer het God tog vir hulle gesê, Nehemia 8 vers 11, wees vandag nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle beskutting. Die blydskap in die Here, om die Here te loof en prys in die dae, is wat ons beskerm, wat ons bewaar, wat vir ons in ons gees innerlik en uiterlik beskerm. Kyk, jy kan jouself net tot sover uiterlik beskerm, maar as jy jouself innerlik wil beskerm, dan moet jy die blydskap van die Here hê. As jy Bybel gebring het, kan jy saam met my blaai na Johannes 4 vers 23, 'n baie bekende gedeelte, wat jy waarskynlik al baie kere gelees het, maar ons wil 'n bietjie werklik uitvis in die volgende paar sonde as die Here wil. Wat beteken dit werklik om hierdie gedeelte
wat ons nou na gaan kyk uit te leef. En jy lees aan my vanaf vers 23 van Johannes 4, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoe aanbid? In gees en in waarheid. Hoekom? Want God is gees, sê vers 24, en die wat hom aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Ons praat van hoe is ek in die gees? Hoe lewe ek in die gees? Hoe aanbid ek in die gees? Hoe wandel ek in die gees? Wat beteken dit om in die gees te wees? Is dit 'n moontlikheid vir my en jou om in die tyd wat ons vandag lewe, elke dag in die gees te kan wees? En hoe lyk 'n man en vrou wat in die gees is waarna ons gaan kyk as die Here wil vir die volgende paar gedagtes. Want duidelik is dit iets om die Here oor te loof en prys en op 'n sekere wyse te loof en prys. Hy sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense om hom so te aanbid. En ons praat van redes om God te loof en prys. Hoe moet ek hom dus loof en prys en hom aanbid? In gees, in gees, in gees en in waarheid. Met dit in gedagte moet ons dan verstaan, wat beteken dit om in die gees te wees? En veral ook in hierdie tye, glo ek wat ons nou lewe. Hy sê hier, die uur het aangebreek, en daar kom 'n uur, en dit is nou, het Jesus gesê. En ek dink nog soveel te meer ook in die uur wat ons nou leef, in die laaste ure, in die laaste tye, in die laaste dae, in hierdie uur, soveel te meer, soek God dat sy kinders in die gees sal wees, in die gees sal wandel, in die gees sal aanbid, in die gees sal loof, in die gees sal prys, in die gees sal praat, in die gees sal optree. En in hierdie tye wat ons nie altyd by mekaar kan wees, soos wat ons altyd was nie, is dit ooglopend 'n ideaal om dan in die gees te wees, soos wat Paulus ook gereeld sê, ek is nie daar teenwoordig in die vlees nie, maar tog in die gees. Hy sê ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. My vraag is dit moontlik dat ons elke dag so in die gees kan wees, en is dit moeilik om in die gees te wandel, in die gees op te tree, in die gees te aanbid? Wat behels dit? Wel, ek glo dat ons kan so in die gees wees, en so op 'n oomblik in die gees wees, soos wat Johannes verklaar het in Openbaring 4 vers 2. Hy sê, en dadelik was ek in die gees. Ek lees weer, en dadelik was ek in die gees. Toe hy die openbaring ontvang het van Jesus en van die troonkamer en die hele openbaringe ontvang het, was hy onmiddellik in die gees gewees. Want 'n mens sou dink om in gees te wees, is om in 'n langdurige proses moontlik van afsondering te wees, voordat jy éventueel in die gees kan beweeg, in die gees kan optree, in die gees kan aanbid. Is dit wel so? Wel, hy maak die uitspraak, hy sê, dadelik was ek in die gees gewees. Op 'n vinnige moment was ek in die gees gewees. Jy sê baie keer dink ons dat om in die gees te aanbid, om in die gees te lewe, en veral as dit kom by aanbidding, kan dit slegs moontlik wees prosesmatig nadat ek 'n klomp liedere gesing het en baie aanbiddingsmusiek gespeel het en ver weg was van mense, of wat ook al die geval mag wees, my in diepe afsondering gaan plaas het. Op daardie oomblik kan ek in die gees in beweeg, en dan van die Heilige Gees openbaringe ontvang. Is dit wel so? Is die vraag wat ons ook dan vir mekaar vra. Want sou dit so wees, dan gaan dit waarskynlik baie ons beweging in die Heilige Gees op hierdie dag, in hierdie stadium bemoeilik, waar ons nie eers behoorlik aanbiddings, lofprys en aanbidding kan toepas in eredienste nie. So ek wil 'n vraagteken om dit sit, want baie duidelik was Johannes hier nie gelei eers deur musiek en deur 'n progressiewe aanbidding en 'n afsondering gewees met musiek en aanbidding nie. Hy was besig waarskynlik met die Here, maar was dadelik in die gees gewees. Die vraag wat ek vra
is dit moontlik dat ek en jy ook so dadelik in die Gees kan optree in die tye wat ons lewe. Hy sê ook so in Hoofstuk 1 vers 10, en ek was in die Gees op die dag van die Here. Ek was in die Gees op die dag van die Here. Daarom is hier die eredienste wel belangrik om op 'n Sondag op die dag van die Here by mekaar te wees, want dit is 'n dag wat God ook eerbiedig, wat vir Vader ook belangrik is en vir die Heilige Gees belangrik is. En toe hy op die dag van die Here was, toe was hy ook in die Gees en dadelik in die Gees. Maar die vraag wat ek vra is, kan ek in my eie afsonderlike lewe ook in die Gees wandel elke dag en saam met my medegelowiges as ons by mekaar is in die dag van die Here? Hoe kan ek in die Gees wees? Hoe verwag die woord moet ons in die Gees optree? Want die woord spreek homself baie duidelik en ferm uit wanneer dit kom by hierdie gedagte dat ek en jy as kind van die Here in die Gees moet optree. Die skrif is daadwerklik gefokus daarop dat ons juis so moet wees en elke dag so moet wees. En ek gaan jou vra om 'n paar verse saam met my te lees ter bevestiging wat ek onder jou aandag wil bring, dat jy kan sien, dit is werklik so, dat dit is wat God van ons verlang, as sy kinders, om in die Gees te wees, en nie net een keer 'n week in die Gees te wees, wanneer dit kom by 'n erediens, ja, al is dit belangrik, nie net een keer 'n week nie, maar om gedurig deur in die Gees te wees. 2 Korintiërs 12 vers 2, en sê Paulus die volgende, hy praat van 'n man, en dit is hoe ernstig die eerste kerk gefunksioneer het binne die konteks van die Gees en binne die Gees. Dat Paulus maak hierdie standpunt, hy sê ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, sê vers 3, bevestig, hy herhaal homself. Weet ek nie, God weet dit. Nou ons is waarskynlik grootliks van die opinie dat hy praat eintlik van homself, want op 'n latere stadium sê hy 'n doring is vir hom gegee, omdat hy homself nie sou roem aan die openbaringe wat hy ontvang het nie. So baie moontlik praat hy van homself, maar my punt wat ek wil maak is, dat die wandel in die liggaam en die wandel in die Gees was vir ons so naby aan mekaar gewees, was van ons so, hy sê of, hoe kan ek dit uitdruk, die wandel in die liggaam en die Gees was so gewees, dat hy kon nie eers onderskei, of was hierdie persoon in die liggaam weggevat, of was dit in die Gees nie. Hy sê, God weet. Maar dis ons nog was ooglopend. As ek die wandel in die vlees, in die liggaam, en die wandel in die Gees in my persepsie sien, in ons alledaagse menslike persepsie sien, behoort elkeen van ons te sê, maar jy behoort ons te weet of dit in die liggaam of in die Gees was. Want dis hoe ons vandag die twee van mekaar skei. Ons maak 'n heuwel tussen die twee, en ons het daar wat ons in die Gees wil wees, sekere tye wat ons in die Gees wil wees, en ander tye wil ons in die vlees wees. Maar hulle het so gewandel met die Here, dat die twee so naby aan mekaar was, dat hulle konstant amper in die Gees gewandel het, terwyl hulle in die liggaam was. En ons lewe in 'n tyd wat mense baie op die vleeslike gefokus is, en baie op die uiterlike gefokus is, en op baie op vleeslike dinge gefokus is, en baie op die uiterlike dinge in die lewe gefokus is. En dan sit ons eenkant 'n stukkie tyd vir die geestelike, terwyl ek dink dit moet wees net soos wat Paulus hier sê. Want die woord gaan verder in Romeine 8 vers 9, hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God wat in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hy sê duidelik hierso dat mense wat die verklaring maak dat ek behoort aan Christus Jesus, hy sê duidelik hier dat mense wat die verklaring maak dat ek in die Gees van God wat in my woon, moet ook die verklaring maak wat die vers mee begin, wat sê ek is nie in die vlees nie, maar in die Gees. Lees weer saam met my. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees wat in julle woon, omdat julle aan Christus behoort. So hy maak 'n kragtige stelling, 'n merkwaardige stelling wat sê,
as jy aan Christus behoort, moet jou wandel so in die gees wees, dat jy nie in die vlees is nie. Hoe doen 'n mens dit? En is dit moontlik? Soos ek reeds genoem het, Paulus se wandel, of die apostel se wandel, was so naby gewees, dat 'n merkwaardige gebeurtenis wegryk in die hemel, en dinge in die paradys sien, was 'n wonderlike, fantastiese gebeurtenis, maar die onderskeid tussen die liggaamlike en die geestelike kon hy nie maak nie, want hy het so in die gees gewandel. Hy gaan verder in 2 Korintiërs 5 vers 16, en hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hy sê, ons is egter nie meer in die vlees nie, en ek is so nie meer in die vlees nie, ek is so in die gees, as gevolg van die inwoning van die Heilige Gees wat in my woon, dat ek ken niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Want jy kan nou baie maklik argumenteer en sê, nee, maar hierdie vlees is die sondige vlees, en wat hy probeer sê is, dat ons ken niemand meer volgens die sondige vlees nie. Nee, dit kan nie wees nie, want dan sê jy, Jesus het gesondig. En ons weet, Jesus is nie gesondig nie, maar tog sê hy, ons ken Jesus, het ons na die vlees geken, maar ons ken hom nie meer so nie. So hy verwys nie na die sondige vlees nie. Hy verwys na die feit dat ons so in die gees wandel, dat ons saam met Christus wandel, net soos wat ons Christus nie in die vlees ken nie, ken ons niemand meer in daai vleesvorm nie, dat ons is so gefokus op die mense geestelike. Dit is 'n challenge, dit is 'n uitdagende boodskap, dit is iets om aan te dink, dit is iets wat jou gaan laat dink, dit is iets wat jou laat gaan wonder, waar is jy nou? Manifesteer jy nog steeds in die vlees? Is dit jou primêre realiteit waarin jy beweeg? Hierdie vleeslike bestaan, hierdie aardse bestaan, hierdie natuurlike bestaan, is dit jou beweegruimte konstant, en maak jy dan addisionele tyd eers in jou besige vleeslike bestaan vir die geestelike, of is ons daarop gefokus om elke dag in die gees op te tree, dat ons nie eers mense meer na die vlees ken nie. Ons ken hulle volgens die gees wat in hulle is, en volgens hulle geestelike. Ek dink vandag is 'n dag wat ons al hoe meer so moet funksioneer, want dit beteken, al is ek nie naby jou nie, al kan ek nie by jou kom kuier en by jou gereeld wees nie, kan ek 'n kontakpunt met jou hê, want ons is saam in die gees. Hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, al het ons Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog ook nie meer so nie. Weer eens, Christus is Christus sondige vlees nie, want hy het die een gehaat nie. Dit is die fisiese vlees, want hy sê, ons ken hom nie meer so nie, ons ken hom geestelik, maar hy maak daadwerklik hierdie stelling, ons ken niemand volgens die vlees nie. Wandel ons, lewe ons, praat ons, dink ons, tree ons op, werklik, as geesvervulde manne en vroue binne die raamwerk van die gees. Want dit is baie belangrik. Daar is soveel voordele as ek en jy in die gees lewe. Ons aanbiddings, lofprysingslewe gaan totaal verander en wees wat God werklik wil hê dit moet wees in die gees. Maar let op die volgende voordele. Romeine 8:1 sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Lees weer saam met, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie? Wat 'n wonderlike bewuswording is dit nie, dat daar is geen veroordeling wat op my gerus of my toegespreek kan word, of wat na my gefokus kan word, of wat op my gerig kan word nie. Geen veroordeling nie, want ek wandel nie na die vlees nie, ek ken niemand na die vlees nie, ek tree nie op na die vlees nie, ek wandel na die gees. Ek tree op en ken binne die konteks en die raamwerk van die gees. Dit gaan jou seën in die opsigte dat daar's geen veroordeling vir jou nie en vir my nie, en dit gaan ons seën in die opsigte dat dit gaan ons veroordeling of ons oordeel ook verander.
waar ons altyd eens op die vleeslike gefokus was, en daar volgens mense geken het, en daar volgens mense beoordeel het, wat dan gelei het dat ons mense daar volgens geoordeel het, wat op die einde van die dag ons in die dergelike posisie geplaas het, waar ons mense dan volgens die vlees veroordeel het, bring dit ons nou op 'n plek, wat veroordeling nie ter sprake is nie, want ons wandel na die Gees. En dit is 'n area, dis 'n geestelike area waar die term veroordeling, waar dit plaasvind later aan die einde. Maar dit is 'n dimensie waar veroordeling anders te funksioneer en oordeel anders funksioneer en beoordeel anders funksioneer. Kom ek gee vir jou daadwerklik nog 'n beskrywing van so ietsie. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, en dit is duidelik, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Is dit tog duidelik dat in die geestelike is daar 'n geestelike beoordeling wat die natuurlike nie kan verstaan nie. Wandel ek volgens die vlees, wandel ek volgens die natuurlike, dan beoordeel ek op 'n vlak waar die geestelike nie funksioneer nie. Wandel ek in die geestelike, dan kan ek beoordeel volgens die geestelike wat die natuurlike nie verstaan nie. Daar is 2 verskillende areas van beoordeling, is duidelik in die woord. En ons behoort by hierdie te wees. Ons behoort by hierdie geestelike te wees, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dan kom ek wys vir jou verder hoe hierdie oordeel werk in die geestelike. Hy maak 'n stelling wat kragtig is. Hy sê, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, natuurlik binne die konteks van die geestelike, want hy kyk nie meer na die vleeslike nie, sy oog is na die geestelike gerig. Hy sê, hy beoordeel alle dinge, maar self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want hy wandel nie volgens die natuurlike, vleeslike mens nie. Dit was Romeine 8 vers 1 se stelling ook. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel, nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ek sê weer, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, want nou beoordeel hy volgens die Gees alle dinge, maar word self nie beoordeel nie. Hoe langer ek, en hoor my standpunt, en maak daarmee soos wat dit in jou hart goed is, en hoe jy in jou hart vind. Maar solank as wat ek in die vleeslike wandel, in die natuurlike wandel, is ek blootgestel aan veroordeling en oordeling. Stel ek myself bloot aan redes wat mense vir my welvinger kan wys en wel oordeel oor my kan uitspreek. Maar die oomblik as ek besef, ek wil nie daai kant wees nie, ek wil nie in daai konteks wandel nie, ek wil in die geestelike, dan maak dit baie moeilik vir mense wat in die vleeslike en in die vleeslike vaskyk, om my te veroordeel of selfs te beoordeel. Want hy sê, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Hoe lyk 'n persoon wat geestelik wandel, wat in die gees is die vraag wat ons vra en waarna ons gaan kyk as die Here wil. Wat ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Waar begin dit? Hoe lyk dit? Hoe lyk so 'n persoon? Kom ons begin by die begin. Kom ons begin reg by die begin. In die Bybelse tyd, in die antieke tyd, in Abraham se tyd, as ek dit so kan uitdruk, het God 'n riglyn ingestel om 'n teken as teken te dien dat 'n persoon in verhouding met hom is. Om as teken te dien dat 'n persoon in verbond met hom is. As 'n teken, 'n kenmerk, 'n teken wat hy wou gehad het. En ons lees daarvan in Genesis 17 vers 9. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag,
van geslag tot geslag. Met ander woorde, vir al die geslagte wat kom, moet hierdie as 'n teken wees van verhouding, as 'n teken van verbond. Wat was die teken? Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. En Abraham natuurlik het dit so ernstig gevat en homself so aan hierdie verbond gekoppel wat God gemaak het met hom en hierdie riglyn wat God neergelê het, dat by ouderdom van 99 jaar. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny het. Toe God hierdie opdrag gee en gesê het dat hierdie is iets wat julle moet doen vir die geslagte wat kom van nou af tot geslag, het hy dit nie afgedwing op sy kleinkinders of sy kinders of sy jonger manne nie. Hy het dit self gedoen en gesê, want ek sluit my by hierdie verbond in. Die besnydenis as teken van verhouding met God, as teken van verbond. Ons is ook van begin af, het ons 'n geestelike besnydenis. Prys die Here vir 'n geestelike besnydenis. En ons lees daarvan in Filippense 3 vers 3, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien. Waar begin jou geestelike verhouding met God? Net soos wat die besnydenis 'n teken van verbond was, 'n teken van verhouding was, is hierdie ook 'n teken wat vir God belangrik is, dat jy in verbond met hom is wanneer jy in die gees is. Is dit 'n geestelike besnydenis? Dis 'n geestelike teken. Dis 'n teken vir God dat jy is in verhouding met hom en jy is in verbond met hom as jy in die gees hom dien. Daarom soek hy manne en vroue wat hom in gees aanbid. Want dit is die teken van verhouding en van verbond. Waar begin jou verhouding met God? Jou verbondsverhouding, net soos by die besnydenis, moet daar 'n besnydenis plaasvind, wat 'n ewige instelling is, maar ons is net geestelik geword. En die skrif praat van waar vind hierdie besnydenis plaas. Hy sê in Romeine 2 vers 29, die besnydenis is die van die hart. Die besnydenis is die van die hart, in die gees. Ek en jy word in die gees besny as te ware. Ons word in die gees besny as teken van verbond deur die Heilige Gees wat in ons is. Ons gees getuig saam met die Heilige Gees dat ons is kinders van God. En in ons innerlike mens vind die besnydenis tog nog steeds plaas, want dit is 'n ewige instelling, maar dit vind nou in die hart plaas. Dit vind plaas in ons gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Ek en jy roem nie op mense, roem nie deur mense nie, en aanvaar nie die roem van mense nie. Dis nie waar ons lof kom nie, ons lof kom van God af, omdat ons hom in gees en in waarheid aanbid. Maak dit nie vir my saak wat mense sê, wat mense se opinie oor my is nie, want ek ken niemand volgens die vlees nie, en daarom dus wil ek ook niemand hê moet my ken volgens die vlees nie, maar volgens die gees. En my lof kom van God af, en die lof wat ek gee ek vir hom. Ons is in 'n tydperk waar die mens volgens die vlees wil wandel en na die vlees wil kyk en die roem wil ontvang, die eer wil ontvang vir dinge wat gebeur. En ons wil die erkentenis hê en geloof en geprys word. Wel, ek is jammer om dit te sê, die werklikheid is ons hoor te sê. Ons hoor te sê, my hart is besny in die gees. En die lof van mense, die behaag my nie. Die lof van my God behaag my. Wat is hierdie besnydenis wat dan nou in my hart plaasgevind het? Weer wil ek sê, ek het geskuif van die vlees na die gees, en hier sê hy dit vir ons in Kolossense 2 vers 11, en wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees
deur die liggaam van die sondige vlees, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Die aflê van die sondige natuur, die vleeslike natuur. Dit sê ek stel nie meer belang om daardie dimensie te lewe, op daardie vlak te lewe, op daardie vlak te beweeg. Mense op daardie vlak eers te ken nie. Ek wil in die gees wees. En die lof wat ek ontvang, wil ek ontvang van my Vader af, omdat ek in die gees is. En hy beken my as een wat hom in gees en in waarheid aanbid. En nie op die vlees gefokus is nie. So 'n persoon is 'n persoon wat die ou liggaam van die sonde afgelê het, gesê het, nee dankie, ek wil in die gees wees. Ons praat van in die gees wees. Ons praat van hoe om God in die gees te aanbid. Ons praat van hoe om in die gees te lewe. Ek het die vraag gevra met die aanvang van hierdie boodskap, is dit moontlik om ook in die gees te wees, soos wat Johannes skielik in die gees was? Is dit ook moontlik vir ons om elke dag in die gees te wandel? Is dit moontlik om so in die gees te wees, dat die onderskeid tussen die liggaam en die gees vir ons so moeilik is, want ons is gedurig besig met die Heilige Gees? Ek wil sê ja, ek glo dat dit is so moontlik, en dat dit is ook so God se begeerte. Ek wil afsluit weer met Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God wat in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. As ek dit teruglees, van die einde na die begin, hy wat aan Christus behoort, het die gees van God, wat in hom woon. Nou lewe hy nie volgens die vlees nie. Hy is nie in die vlees nie. Hy is in die gees. Dit is moontlik vir een wat sê, ek het die Heilige Gees, die gees van God in my, om in die gees te wees, en nie in die vlees nie. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie unieke tye, in hierdie uitdagende tye, wat ons onsself in bevind. Tye waar ons van mekaar af weerhou was vir baie lank, wat ons nie by mekaar kon uitkom nie, en nog steeds met beperking is. Besef ons al hoe meer die belangrikheid om in die gees te wees. In tye wat ons baie maklik op die vleeslike gefokus kan wees, en deur die vleeslike omstandighede waardeur ons gaan, gemanipuleer te word en afgebring te word, in tye wat vir ons in geweldige uitdagende tye is, as ons in die vleeslike dimensie bly, gaan dit vir ons uitdagend wees en nog moeiliker word. Dink ek, dit is soveel meer belangrik dat ons sal skuif, 'n vinnige skuif maak, en uit die vleeslike uitkom, en in die geestelike bly, in die geestelike praat, in die geestelike dink, in die geestelike opereer, in die geestelike doen, in die geestelike wees, in die geestelike wandel, in die geestelike optree. En selfs as ons na mekaar kyk en na mense kyk, dat dit nie die vleeslike as fokuspunt vir ons sal wees nie. Dat ons nie na die vleeslike wil ken nie, maar na die gees, na die geestelike. Here, ons het die Heilige Gees. En ons sê vir U dankie vir die Heilige Gees wat in ons is, en wat getuig dat ons die kinders is. Maar my gebed is, Vader, in die naam van Jesus Christus, dat ons 'n skuif sal maak. Dat ons nie net met ons monde 'n verklaring maak dat ons het die Heilige Gees nie. En dan 'n stukkie tyd een kan sit om binne ons konteks te probeer in die Gees wees. Terwyl die opdrag eintlik is, moenie in die vlees wees nie, wees in die Gees. Dat ons sal verstaan dat dit is nie 'n onmoontlikheid nie.
Dit is nie nodig om daaraan een in afsondering te wees, om 'n oomblik van die Gees te beleef, dat dit kan enige oomblik, skielik, enige tyd wees, en behoort heeltyd vir ons 'n bewustheid te wees van, wees in die Gees, moenie in die vlees wees nie. Dit sal ons konfliksituasies verander, want dit verander ons oordeel. Dis hy ding van die verhoudinge wat ons met mense het verander, wat ons oordeel verander. Dit sal elke area in ons lewe verander, wat ons oordeel verander. Ons perspektief, ons siening, ons gevoel, ons opinie en ons kennis van mense verander. En het verander. Dit sal ons dan bring, Here, op 'n plek waar ons U kan aanbid, loof en prys in gees en in waarheid, want die uur is nou wat U sulke aanbidders soek, wat U in gees en in waarheid aanbid. Laat dit so wees vir ons, Vader. In Jesus naam. Amen. Ons loof en prys die Here. Baie dankie dat U die tyd uitgekoop het om in te skakel op hierdie diens. U wat by die huis is, baie dankie dat U die tyd uitkoop om na hierdie boodskap te luister en dit belangrik te maak om ook na die boodskappe te luister. Ek vra jou, luister daarna, versprei dit, want ons is in die Gees by mekaar, al is jy dalk nou nie saam met ons hier nie, jy is tog in die Gees. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Vir elkeen wat die moeite doen om hierdie dienste in die oggende by te woon, die 2 dienste wat ons het, ons sê vir jou baie dankie. Mag die Here jou ryklik seën daarvoor. Ons gaan 'n offergawe opneem tot eer van die Here, gee aan die Here net soos wat U in die hart vind om te gee, want hy het 'n blymoedige gewer lief. Gee ook in die Gees. Ons gaan in hierdie konteks nog kyk ook waar die woord sê van offergawes in die Gees. Wanneer jy vir die Here gee, is dit 'n aksie in die Gees ook. Daarom sal jy saai ook in die Gees. Grootliks wanneer jy weet jy's 'n man en vrou in die Gees. En dan maai jy ook wat jy gesaai het in die Gees. So baie dankie vir elkeen wat dit ondersteun. Vanaand sal daar op Facebook weer 'n diens wees, skakel gerus in om te luister na ons boodskap vanaand, maar die Here jou daar ook kan seën. In hierdie week is daar dan nou gereeld boodskappe wat ons uitstuur, dagstukke as ook woord op ons Facebook, want dit word tog wel vir jou aangestuur. Skakel en versprei dit. Maak jouself 'n instrument in die hand van God om die geestelike dinge te versprei en te fokus op die geestelike dinge. Mag die Here elkeen van u ryklik seën. Mag dit vir jou 'n goeie week wees. En mag net sy goedheid en guns saam met jou wees. Wandel in die Gees, wees in die Gees. Streef daarna om elke dag vir jouself te sê, vandag wil ek in die Gees optree. As ek na mense kyk, wil ek nie na hulle vlees kyk nie. Ek wil na hulle Gees kyk en ek wil hulle Gees beïnvloed. Ek wil hulle geestelik beïnvloed met my lewe. Doen dit en jy gaan sien hoe die Here jou gaan gebruik as 'n instrument. Jy 'n wonderlike dag verder. Mag die Here jou ryklik seën en ek groet jou in Jesus naam. Totsiens.